Okay, jy is nou hier op Protea Hotel se stoep, al die restaurant van Protea Hotel. En ek is Bertus. Dit is my boetie, Armand. Ek is Armand Kotse, ek is ook hier van Klerksdorp af en ek is die bestuurder as ook die eienaar van die Sasol Garage. Hier so by ATS in Protea Hotel. So die hotel, die geskiedenis van die hotel, destyds, dit was in 1995, die hotel word 30 jaar hierdie jaar. So 1995 het my oupa met 'n paar ander aandeelhouers die hotel gebou. Dis 1995 in Junie 1995, nee, 1 Julie het hulle hom gelunch. En met die tyd, jy weet wat my oupa het al hierdie ander aandeelhouers uitgekoop. Een van hulle was Johan van Rooyen, wat 'n argiteksfirma gehad het in die dorp. En met die tyd het ons weer die kans gehad ek het weer die kans gehad om die hotel weer by die familie verder uit te koop. Okay, so ek het van kleins af ook begin hier so in die besighede werk. My oupa het ons maar ingedruk. En toe ek gestudeer het, toe het dit ek wou altyd een of ander besigheid oprig, verstaan. Ek het besigheidsbestuur op die universiteit gestudeer. En toe was dit 'n goeie geleentheid wat in my pad gekom het. Niks het uit die lug uitgeval nie, so net soos my boetie ook gesê het, toe moes ons 'n bietjie gaan skuld maak om die besighede aan te koop. En van daar af, dit was in 2018 wat ek oorgekoop het, maar ek bestuur al die besigheid van Desember 2011 af. En lekker jong, ek gee terug in die gemeenskap en serve die mense en dis my storie. So ek het oorspronklik het ek regtig in Swat. Ek wou niks te doen gehad met familiebesigheid of net my eie ding gaan doen het. Maar met die tyd het my oupa my genader en gesê, hy wil so graag hê, hy sien my as sy kroonprins. My oupa was baie sweet. Hy's my mentor gewees in die lewe. En sê hy wil regtig hê ek moet nie die regsloopbaan volg nie en ek moet in die hotelwese inkom. En kort daarna was ek die general manager van die hotel gewees. En met die tyd het ek my oom se aandele uitgekoop. So as ek net nie te tegnies kan raak nie, daar was 'n eiendomsmaatskappy en daar was 'n bedryfsmaatskappy wat hier, so die bedryfsmaatskappy is Protea Hotel en die eiendomsmaatskappy is Klerksdorp Lodge. So my oupa het toe nog die aandeelhouding en my oom hulle en almal het nog die aandeelhouding van Klerksdorp Lodge gehou. Ek het toe die bedryfsmaatskappy uitgekoop en hom bedryf en eendag by 'n manne ontbyt toe kom een van die elders na my toe ronke. Hy sê, hoorie, my vriend, ek sien jou hotel word verkoop. Nee man, waarvan? Ek dink hy maak 'n grap. En hy sê, hier op Property 24, die hotel is in die mark om gekoop te word. En dit is amper soos koue water, want ek het nou die geld aangaan om die bedryfsmaatskappy wat die Protea Hotel is te koop en ek sien my toekoms in dit. Ek voel dis wat die Here my wil hê in daai tyd. En Mark Bailey daai tyd is een van die pastore ook by City on a Hill. Draai toe my toe en hy sê the weapon that is formed against you will become a weapon in your hand. En hoe hy dit verduidelik, dis 'n profetiese woord wat vir my amazing was. Op daai oomblik, as jy kyk na wat met Dawid gebeur het in 1 Samuel, hy het Goliat oorwin. Toe vat hy sy swaard en toe ons gaan nou nie gruesome raak nie. Maar hier in 1 Samuel 21 vlug hy van Saul. So daai einste swaard wat gevorm was, wat Saul in sy hand gehad het om Dawid dood te maak. In 1 Samuel 21, hier kom Dawid by Ahimelek aan en hy sê vir Ahimelek, man, het jy nie 'n swaard of 'n spies of iets hierso nie, want hy vlug van Saul en hierso is hy sê nie al wat ons het is Goliat se swaard. So en hier het hy Goliat se swaard en dit word 'n wapen in sy hand. So die wapen wat gevorm was om hom dood te maak, het hy 'n wapen in sy hand wat hy toe gebruik wat hy mee kon beklei. So sonder om nou te veel te sê,
wat gebeur het op die einde van die dag is ek moes my oupa hulle ooreed, ek moes familie ooreed, ek het so gou as moontlik geld gekry, want daar was 'n ander koper gewees. Ek gesê, "Jesus, ek sal meer betaal." Ek het na die bank toe gegaan en sê, "Luister, ek sal hoe lyk dit? Wat kan ek doen om 'n lening ek moet want ek kyk, dis 'n goeie deel en ek gevoel die Here sê, "Luister, dis wat jy moet doen. Dis want jy hierdie is iets wat 'n tool in jou hande kan word vir die koninkryk." En op daai oomblik ek moes 'n brief ook skryf vir my oupa, want hulle was op pad om hierdie hotel te verkoop aan iemand anders wat dan net eintlik 'n huurkontrak kon beëindig en dan sit 'n gedeelte van my lewe wat ek regtig opgegee het vir niks. Maar wat die Here toe daar doen is hy toe iets mooi gedoen. Hy toe dat my oupa aan my verkoop. My oupa is 'n baie just man. Hy sal nooit net een familielid bevoordeel bo die ander nie. En ek sê oupa, maar ek sal dit uitkoop en die familie kan almal met hulle as ek dit uitkoop en 'n lening maak, dan bevoordeel oupa my nie. Maar wees daar, ek het altyd gesê ek's jou kroonprins asseblief en dit was ek moes tot my oom hulle wel om hom te ooreed. Ek moes sy broer ook wel. So dit was 'n storie en met daai het my oupa gesê is reg en my oupa toe nog vir 'n jaar nadat as direkteur aangebly in die maatskappy en nou soos ek sê, hy was altyd 'n mentor vir my. Hy het my weer gehelp en versterk. So hoekom? Ek voel die Here het my hier geplaas. Ons is geseënd om deur hierdie besigheid, City on the Hill Kerk was hier, daar's soveel mense wat gedoop was in daai swembad net daar. Die kerk kon hierso groei vir soveel jare. Ons kan tot in die tyd wat Oase hulle bouprojek gehad, kon ons Oase ook hier gehost het. So daar's soveel kerkkonferensies, daar's soveel goed wat hier gebeur, wat die Here regtig hierdie eiendom gebruik vir sy glorie. So ek voel ek's deel van dit en is deel van my kinders se toekoms ook en hulle geskiedenis. En ons is hier vir daai rede. Dis hoekom ek jammer ek nou baie gepraat. Hier's my boetie, hy sal sy storie vertel. So min of meer amper dieselfde as wat Bertus gesê het. Ek het my hier van kleins af gewerk en die strukture verstaan, ek het petrol gegooi, ek het til geslaan daarso by Sasol, so ek het alles geweet van dit. Alles geweet van die hotel en my oupa toe die besighede, ek dink die water bietjie getoets, dit was in die mark gewees. En mense wou verstaan, hulle wou dit goed verniet, jy weet mos maar almal probeer 'n quick bargain vind en toe gaan ek ook net een aand aan my oupa toe want ek het gevoel die Here het vir my gesê ek moet hierdie besigheid koop. En ek het aangehou en dit was 'n hele rukkie en toe eventually toe het my oupa ingegee en gesê weet jy wat is reg. Ek sal hom aan hom verkoop. Maar ja, toe kom die lening gedeelte en dit was nogal moeilik om 'n lening te kry. En gelukkig het ek my boetie daar gehad wat saam 'n surety vir my geteken het en die lening het toe deurgegaan en baie gelukkig en baie bly dat ek dit gedoen het en dis my passie, ek wou dit nog al die jare gedoen het en dis hoe ek myself daar gekry het en myself daar bevind het. Ja, kyk, vir my in die hotelbedryf, ons het klaar uitgebrei Rustenburg toe. En wat soos wat die Here ons lei, sal ons verder, maar ek wil nie te ver vooruit gaan nie. Wat ek wil doen is die skuld afbetaal eers. En dan voel ek dis 'n goeie roep, maar as ons uitbrei, sal dit vir nou dit sal nog steeds in Suid-Afrika wees. Ons glo hierdie land het soveel potensiaal. Ons gaan nie net vlug na Amerika toe ewe skielik oppak en gaan nie. Behalwe as die Here dit sê. Nie dat ek voel hy sê dit op die oomblik nie. Ek dink ek sal eendag uitbrei. My ma's baie oortuig dat Weskaap die kant toe is om te beweeg. As ek vorentoe nog 'n volstasie daarso sal koop, sal dit seker iewers in die Weskaap wees. En definitief nie net een nie. Ons beplan groot. Ons is net een keer hier en die Here hy seën ons so ryklik, so ja. Okay, cool. As hulle kan regtig net die hotel bel 018-4642-180 of jy kan op Marriott se webtuiste vir jou bespreking as jy daai vorige nommer bel dan kan jy ook as jy 'n konferensie wil hou in die dorp as jy
ja, as jy regtig wil inkom, die restaurant is ook oop vir die publiek. So enigiemand wat wil inkom en net 'n ete hê en net die Here se seën ervaar of die Here se vrede ervaar. Ek dink dit is wat ons hierso wil skep. Right, en Sasol is geleë so by Konne Margaretha Prinsloo in Barenstraat. Ons telefoonnommertjie is 018 462 4761. Kom gooi gerus by ons in. Ons gee 30 sent liter terug met jou Sasol Rewards kaart. So elke bietjie tel het en ja, voor jy sien het jy weer ietsie, jy kan daai geldjies weer in die winkel ook gebruik, as jy brood en melk wil koop, 'n pakkie sigarette of wat ook al, 'n koeldrankie, daar sy. Of jy kan ook selfs weer petrol met daai geld gooi wat later opbou op jou kaart. So kom ondersteun ons gerus. Baie dankie.